Vriende, goeiemôre. Dis Dinsdag 30 Julie, Koffiekuier 869. Dit voel vir my so, begin elke keer by dieselfde rympie om te sê, dis die datum en dis die nommer van die koffiekuiers, maar 'n mens moet so 'n bietjie in jou agterkop net bybly met waar jy is. En as ek nou vanmôre terugdink aan 869 keer wat ons so met mekaar kon saamkuier, sommige van die begin af, van dag 1 af, en ander wat later bygekom het, party wat alweer weggeraak het, dan bly dit vir my 'n besondere voorreg om ook op hierdie manier, al is dit net vir 'n paar minute, 2 keer 'n week, ietsie van my lewe en van my verstaan van die woord van die Here ook met jou te kan deel. So, dankie daarvoor. Ons gesels oor die tweede saligspreek, en ek gaan nou nie vanmôre verskriklik lank oor praat nie, want ons het nou Vrydag bietjie daaroor gesels, Sondag in die erediens, ek glo die van julle wat kon, het ingeskakel ook daarby. Maar om na te dink oor hierdie woorde wat Jesus sê, geseënd is die wat treur, want hulle sal vertroos word. En jy sal onthou dat ek Vrydag gesê het, miskien moet ons 'n bietjie 'n lysie maak van die goed in die lewe, die mense, die situasies, die gebeure, wat dit ook al is, maar die goed in die lewe wat ons op hierdie stadium laat treur, laat huil. En vra maar, hoe sensitief is ons nog vir die onreg wat daar ook in die lewe plaasvind. En ons gaan by van die volgende saligprekinge ook daarby uitkom. Maar dan om op 'n manier te sê, is ons, kan ek maar die Engelse woorde gebruik, vriende, is ons in touch met ons emosionele binnewêreld. Maak ons ruimte daarvoor om te sê, hierdie goed wat in ons emosies gebeur, wat van eksterne goed afkom en hoe ons daaroor dink natuurlik ook, maar hoe beïnvloed dit ons lewe en ons funksionering, ons optrede as gelowiges, as disippels van die Here Jesus? Want ons is mos nou mense wat liggaam, siel en gees is, ons wat die woorde kan gebruik, wat 'n eenheid vorm. En ons kan ons nie detach, sommer net, losmaak van 'n klomp goed wat in ons wêreld gebeur. Kom ek probeer dit baie eenvoudig verduidelik. As ons as gesin deur 'n moeilike tyd gaan met uitdagings rondom die kinders se lewenssituasie of werksgeleenthede of studies of wat jy dit ook al noem, dit raak 'n mens se hele lewe. Dit raak jou funksionering as mens. En dit het 'n invloed op hoe jy optree in hierdie lewe in die algemeen ook. En julle sal onthou, ek het Vrydag ook genoem dat die ouens sê op hierdie stadium reken die slim mense, dat ons as mense die enigste wese is, lyk dit vir ons, wat emosionele trane kan stort. Met ander woorde, jou binnewêreld, jou emosionele wêreld, het 'n uitwerking op jou fisiese voorkoms, op wat gebeur met jou liggaam, en dis die realiteit waarin ons leef. So die vraag is dan, hoe raak die gebrokenheid van die wêreld, jou eie persoonlike omstandighede, of van die algemeen gesê, hoe raak dit ons binnewêreld, en hoe beïnvloed dit ook ons optrede op die ou end? En ek dink dis die punt wat Jesus hier wil maak, om te sê dat wanneer ons treur oor die gebrokenheid van die lewe, ons eie sondigheid as mense, die gaga goed van die lewe wat gebeur, noem dit maar op, dan help sy andersom koninkryk ons ook om te onthou dat God ons ook sal vertroos. Dat ons wat deel is van sy nuwe werklikheid, van kindskap van God wees, deel van sy koninkryk, dat ons ook op hierdie manier vir mekaar kan sê, ja, ons lewe, ons binnewêreld, dit raak ons, maar ons sal ook vertroosting kry, want ons weet God het 'n groter werklikheid as dit alles in gedagte. En vriende, dan wil ek sommer afsluit vanmôre met die gedagte. Julle sal onthou, ek het Vrydag gesê dat ons 3 soorte trane kry, né? Daar's die, slim ouens sê, die basale trane. Nou, basale trane is doodeenvoudig trane wat my en jou oë afskei om die kornea te bevochtig, dat dit nie uitdroog nie, sodat ons kan sien. Baie eenvoudige fisiologiese proses. En dan is daar wat die slim ouens noem reflekstrane. So, as daar 'n stukkie sand of 'n dingetjie in my oog inwaai wat hom irriteer, dan skei my oog die reflekstrane af om dit uit te spoel, né? En dan nie interessant, en dis waaroor ek so vinnig 'n bietjie meer wil gesels, is die sogenaamde emosionele trane waarvan ons praat. En dis daai ding wat ons as mense uniek maak, waar jy 'n sekere belewenis kan ervaar, 'n emosionele ding kan ervaar,
En dit lei daartoe dat jy huil, dat jy jou oë trane maak. Nou is die interessante, dat die slim ouens, die wetenskaplikes sê vir ons dat die samestelling van hierdie trane, basale trane, reflekstrane en emosionele trane, die verskil van mekaar. En dis vir my wonderlik eintlik hoe God ons geskep het, ook in mekaar gesit het. Emosionele trane besit onder andere ook elemente van ons streshormone. Nou, dink gou daaroor na. My en jou liggaam emosioneel reageer op een of ander ding en dit kom in ons trane uit. Die streshormoon word vrygestel. Dis asof jou liggaam wil sê, in aansluiting by die vorige saligspreking, laat gaan. Hierdie ding wat jou laat angstig raak, laat gaan dit, raak ontslae daarvan. En daar word oksitosien vrygestel. Nou, oksitosien is een van die goedvolle hormone, wat vir ons sê, jy beleef 'n swaar seer ding, dis vir jou stikkend, dit vat in jou lyf, dis pyn, dit treur, jy huil, so jou liggaam sê, kom ons stel oksitosien vry, wat jou laat beter voel. Iemand sê dit so pragtig, dis, wanneer ons huil, is dit eintlik ons liggaam se manier om vir onsself 'n drukkie te gee en te sê, dit sal oukei wees. Jy sal oukei wees. Vriende, en dis die wonder van God se skepping, vir my en jou, dat die Here vir ons sê in hierdie saligsprekinge, jy wat huil, jy is kind van God wat huil, oor wat ook al in hierdie lewe, jy sal vertroos word. Nou kan 'n mens mos, en daarmee wil ek afsluit, baie keer vir mekaar sê, goed, maar wanneer gaan dit gebeur? Hoe gaan dit gebeur? Is dit nou maar daai pie in the sky, wanneer jy daai gedagte weet van, eendag sal ons die ewigheid van God kan ingaan, en is al hierdie hartseer en pyn en seer en lyding en goeders weg? Natuurlik, dit is waar. Maar 'n stuk van die nuwe aarde, die nuwe hemel, word nou reeds oopgebreek. En dit is vir ongelooflik mooi om te sien, en daar is talle verhale van hoe dit gebeur, waar gelowiges, as 'n geloofsgemeenskap saam begin leef, vir mekaar omgee, mekaar versorg, vir mekaar instaan, vir mekaar bid, mekaar vertroos, noem dit maar op, dat ons op hierdie manier eintlik dan so klaar iets van die nuwe werklikheid van Jesus Christus se koninkryk hier op aarde sigbaar maak en kan ervaar. Ons gaan DV eerskomende Sondag so 'n bietjie gesels in ons erediens oor die volgende saligspreek, wat ook juist iets praat van hierdie nuwe lewe, hierdie nuwe aarde, waarvan ons deel is dan nou. Mag ek terugkom na my heel eerste vraag toe. Wat is die goed wat jou laat huil op hierdie stadium in jou lewe? En dan wil ek jou uitnooi om te sê, ook as kind van God, as disipel van die Here Jesus, vat daai goed, nadat jy gehuil het, en op 'n manier ervaar dat die Here vir jou troos deur jou eie trane wat jou 'n drukkie gee. Vat daai goed, gee dit vir God met gebed en sê, Here, help my ook om dit te kan hanteer en deur my eie seer, deur my eie trane, juist vir iemand anders ook tot troos te kan wees. Kom ons sit so dan bid ons saam. Here, U is wonderlik. U is almagtig. U is die skepper van hemel en aarde, Vader, en ook die een wat ons gemaak het, uniek. En ek wil sommer vanmôre vir U kom sê dankie dat U ons so wonderlik geskep het. Dat U ons eintlik gemaak het, Here, met hierdie inherente vermoë om onsself te kan troos deur ons trane wat vloei oor die stikkend en die seer van hierdie lewe. Dit is eintlik fenomenaal, Vader, om daaraan te dink dat U ons so fyn aan mekaar gesit het. En ons weet dat agter dit alles ook, o Heilige Gees, U sit wat self met ons elkeen 'n besondere pad loop. En daarom wil ek kom bid en vra, Here, U ken elkeen wat vanmôre hier saam luister, saam inskakel en 'n koppietjie koffie drink. U ken hulle omstandighede, U weet wat die goed is waaroor ons huil op die oomblik. En my gebed is dat U ook vir ons sal vertroos. Gee vir ons hande en voete, lywe, wat mekaar kan vertroos namens U. Gee vir ons die insig en die onderskeidingsvermoë om te kan weet, wanneer kon ons sommer net by iemand gaan sit en sê, weet jy, ek het nie noodwendig vir jou raad nie, maar ek is hier. Ek is namens die lewende God hier by jou, om vir jou te vertroos, ook in jou omstandighede. En dankie, Here, dat ons dit in ons lewens telkens so kan ervaar, binne die gemeenskap van gelowiges. Ons eer U daarvoor. En ons bid dit, Here Jesus, in U naam. Amen.
Vriende, mag jy 'n heerlike Dinsdag hê waarin jy die troos van God beleef, maar ook kan gaan uitdeel vir hulle wat treur en dit nodig het om 'n drukkie van God af te kry. Geniet jou koffie en mag jy 'n mooi week hê verder. Mooi loop.